God roep jou om jou geloof te leef. Moet dit nie halfhartig doen nie. Ek lees uit 2 Konings 13 van vers 14 af. Elisa het ernstig siek geword en op sterwe gelê. Koning Joas van Israel het hom gaan besoek en het oor hom gehuil en gesê, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Elisa sê toe vir hom, vat jou pyl en boog. Die koning van Israel het dit gedoen, en toe sê Elisa vir hom, sit jou hand op die boog. Die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande op die hande van die koning gesit en gesê, maak die venster aan die ooste kant oop. Die koning het dit oopgemaak, en Elisa het beveel, skiet. Toe skiet die koning, en Elisa sê, 'n pyl van die Here se oorwinning, 'n pyl van oorwinning oor Aram, jy sal Aram verpletterend verslaan in Afek. Verder sê Elisa, vat nou die pyle. Die koning het hulle gevat, en Elisa sê vir hom, slaan teen die grond. Die koning het 3 maal geslaan en opgehou. Die man van God het baie kwaad geword vir die koning en gesê, jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het, maar nou sal jy Aram net 3 keer verslaan. God roep jou om jou geloof te leef, moet dit nie halfhartig doen nie. Elisa, 'n ou profeet, lê op sy sterfbed. Maar langs hierdie sterfbed ontvou 'n verhaal wat ons tot in die murg van ons geloofslewe moet raak. Maar eers, wie was hierdie Elisa? Want as ons sy storie nie ken nie, verloor ons die krag van hierdie toneel. Elisa was nie 'n gewone man nie. Hy was die profeet wat gesien het hoe sy leermeester Elia lewend in 'n wa van vuur na die hemel opgeneem is. Die oomblik toe Elia opgeneem is, het sy mantel op Elisa se skouers geval en daarmee saam die roeping om die werk van God voort te sit. Wat het die Here deur hierdie man Elisa gedoen? Die lys is nogal indrukwekkend. Hy het 'n weduwee en haar 2 seuns van finansiële ondergang en hongersnood gered, toe die Here deur Elisa gesorg het dat haar oliekruik nie leeg raak nie. Hy het die enigste seun van die Sunamitiese vrou uit die dood opgewek. Hy het 'n byl op die water laat dryf, letterlik 'n wonder teen die wette van die natuur. Hy het die magtige leeraanvoerder Naaman van sy melaatsheid genees. Hy het selfs giftige kos eetbaar gemaak. Maar, en dit is noodsaaklik om te onthou, dit was nie Elisa wat dit gedoen het nie, dit was die Here wat deur Elisa gewerk het. Elisa was 'n bruikbare instrument in die hande van die lewende God. Elisa het sy geloof geleef, hy het niks halfhartig gedoen nie. God het die wêreld deur Elisa se lewe en geloof verander. Laat jy toe dat God die wêreld deur jou verander? Hoe lyk die wêreld rondom jou? Elisa, bang vir niks, gee sy alles. En hier staan die koning langs sy sterfbed, maar die koning, ook 'n instrument in God se hande, is ongemotiveerd, vol verskonings. Hy doen net wat hy moet doen, en hy doen dit halfhartig. Elisa lê op sy sterfbed. Hy was 'n ou man. Sy hele lewe was 'n lewe wat gelewe was met oorgawe aan die Here. Hier aan die einde van sy lewe ontvang hy 'n onverwagse besoeker, Joas, die koning van Israel. Joas behoort ook 'n instrument in God se hande te wees. Toe koning Joas die ou profeet so swak en siek sien, het hy gehuil en gesê, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Dit klink nogal of die koning baie emosioneel oor Elisa is. Wat hy sê klink soos woorde van eer en respek, maar Elisa het die man geken. Hy het geweet dit was nie werklike liefde vir God nie, dit was vrees. Want ons lees dat Joas dieselfde sondes gedoen het as Jerobeam. Hy het beelde aanbid. Hy het God se hart gereeld seer gemaak. Hy was nie oor die man van God bekommerd nie, hy was bekommerd oor homself. Hy het Elisa gebruik as 'n soort geestelike skild teen die Arameërs, die vyande van Israel. Hoeveel mense sit in ons kerk met dieselfde gesindheid as Joas? Hulle kom kerk toe wanneer dit hulle pas. Hulle gebruik God soos 'n versekeringspolis net vir noodgevalle.
Elisa kon vir Joas gesê dat God deur sy voorgee kyk, maar in hierdie verhaal sien ons net weer eens die ongelooflike genade van God, ten spyte van Joas se oppervlakkige geloof, ten spyte van sy beeldaanbidding, ten spyte daarvan dat hy ander dinge bo God gestel het, en ten spyte van sy selfsugtige motiewe, besluit God om hom tog te gebruik. Elisa sê vir die koning om met sy boog en pyle deur die venster te skiet. Joas luister en skiet deur die venster. Die opdrag was daarom nie te moeilik nie. En toe Joas dit doen, spreek Elisa die woord van die Here oor hom uit. 'n Pyl van die Here se oorwinning. 'n Pyl van oorwinning oor Aram. Jy sal Aram verpletterend verslaan in Afek. Ten spyte van die koning se ongehoorsaamheid en sy groot foute in sy verlede, gaan God steeds deur Joas groot dinge doen. Hoor hierdie boodskap vir jouself vanoggend. God wil jou gebruik. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. Maak nie saak watter sondes jou agtervolg nie. As die Here 'n halfhartige, selfsugtige koning kon gebruik, kan hy vir jou en vir my ook gebruik. Maar dit vra iets van jou. Jy moet gewillig wees. Nie halfhartig gewillig nie, voluit gewillig. Halfhartigheid het altyd gevolge. Joas se gehoorsaamheid word weer getoets. Verder sê Elisa, vat nou die pyle. Die koning het hulle gevat en Elisa sê vir hom, slaan teen die grond. Die koning het 3 maal geslaan en opgehou. Joas moes seker gedink het, wat's dit nou? Ek's 'n koning. Waarvoor moet ek soos 'n kind hierdie pyle op die grond slaan? Dit moes teenstrydige gevoelens in hom veroorsaak het. Vernedering, verwarring, miskien selfs irritasie. Maar hy doen dit op sy manier. 3 keer slaan hy die pyle teen die grond, hy luister. En dan hou hy op. 3 keer, klaar, genoeg. Hy het die opdrag uitgevoer, maar net. Hy het gedoen wat gevra is, maar sonder vuur, sonder toewyding, sonder geloof agter dit wat hy gedoen het. Hier is die kern, 3 keer, nie 5 of 6 nie, net genoeg om te sê, ek het dit gedoen, ek het geluister, ek het dit gedoen. Dis die prentjie van halfhartige godsdiens. Ek lees my Bybel wanneer ek so voel, ek gee bydrae as ek gevra word, ek bid wanneer ek oor goed onseker is, ek gaan kerk toe wanneer ek 'n behoefte het, ek's 'n Christen, net. My geloofslewe is ongemotiveerd, halfhartig. Ek doen net wat ek moet doen. En verder gee ek 'n lys van verskonings om nie betrokke te wees nie. Elisa was woedend. 'n Sterwende ou man, skaars met genoeg krag om te praat, het regop in die bed gaan sit en sy woede uitgespreek. Jy moes 5 of 6 keer geslaan het, dan sou jy Aram heeltemal verslaan het, maar nou sal jy Aram net 3 keer verslaan. Jy verwag alles van God af, maar jy dien God halfhartig. Jy bid en vra vir die Here 'n klomp goed in jou lewe, maar jyself is godsdienstig lou. Jy verwag alles van God af, maar jy dien God halfhartig. Wat het Joas verloor deur sy halfhartige gehoorsaamheid? Hy het nie 'n volkome oorwinning ontvang nie. Hy sou die Arameërs 3 keer verslaan, maar hulle nie vernietig nie. Hy het geoes wat hy geplant het. Hy het halfhartig gegee en 'n halfhartige seën ontvang. En dit is presies die waarskuwing vir ons. Halfhartigheid in ons geloofslewe het gevolge, nie omdat God ons straf nie, maar omdat ons self kies hoeveel van God se genade en krag ons wil ontvang deur die mate waarin ons onsself aan hom toewy. Luister mooi. Ons kies self hoeveel van God se genade en krag ons wil ontvang deur die mate waarin ons onsself van hom toewy. As jy halfhartig leef, gaan jy halfhartige seën ervaar. Wanneer jy jouself aan God oorgee, sal jy ervaar dat jou beker oorloop. Hoe lyk halfhartigheid in ons eie lewens? Godsdiens wat om onsself draai. Joas halfhartigheid was nie uitsonderlik nie. Dit is miskien die mees algemene siekte in die kerk vandag. En dit het 'n naam: selfgesentreerde godsdiens. Wanneer 'n mens begin dink dat godsdiens 'n diens is wat aan jou gelewer moet word, het jy begin om jouself te aanbid. Kyk na die taal wat ons dikwels in die kerk hoor.
Ek word nie besoek nie, asof kerklidmaatskap 'n dienslewerinskontrak is. Ek gee nie 'n bydrae nie, want die kerk mors dit, hulle het buitendien te veel geld. Asof ons offergawe 'n belegging in 'n maatskappy is. Ek gaan nie kerk toe nie, want die dominee spreek my nie aan nie, asof die erediens 'n vermaaklikheidsprogram is. Dit is nie godsdiens nie. Dit is afgodery in 'n godsdienstige kleed, want as jy betrokke is by die kerk, net op die voorwaarde dat dit jou dien, aanbid jy jouself. Jy het jouself in die middel gesit waar God moet wees. Is dit jy? Hoe lyk jou godsdiens? Hoe lyk jou oorgawe? Wat beteken godsdiens werklik? Die Heidelbergse Katekisme sê dit soos volg: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te lewe en te sterwe? En die antwoord is drievoudig. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet weet hoe ek daarvan verlos kan word. En hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet lewe. Die derde punt is waar Joas gefaal het. En waar baie van ons val. 'n dankbaarheidslewe, 'n oorgawe lewe vir dit wat God vir ons gegee het. Nie 'n lewe van plig nie, nie 'n lewe van moeds en moenies nie, nie 'n lewe van vrees nie. Nie godsdiens wat my dien nie, maar 'n lewe van oorgawe, omdat ons weet wat aan die kruis vir ons gedoen is. Johannes 20 vers 21 sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons is gestuur. Ons is nie hier om bedien te word nie, ons is hier om te dien. Ons is nie 'n klomp kliënte in 'n godsdienstige supermark nie. Ons is die liggaam van Christus, gestuur na 'n wêreld wat desperaat die liefde van God nodig het. Kom ons kyk sommer ook na die 10de kwessie. Steel jy van God? Die profeet Maleagi het 'n uiters ongemaklike vraag gestel. Dit is een van die mees direkte aanklagte in die hele Bybel. Maleagi 3 vers 8. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. God sê nie, julle gee te min nie. God sê, julle beroof my. Dit is 'n morele aanklag. Dit word gevolg deur 'n uitnodiging wat ewe dramaties is. Maleagi 3 vers 10. Bring jou volle tiende na die voorraadkamer toe en toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemele vir julle sal oopmaak nie. Dis 'n merkwaardige vers. God nooi ons om hom te toets. Hy sê byna probeer dit. Doen dit met geloof en kyk wat gebeur. Dis nie 'n belofte van aardse rykdom nie. Dit is 'n belofte dat as ons geloof volgee, ons God se seën meer volledig sal ervaar as wat ons kan dink. Ook hier gaan dit oor oorgawe of halfhartigheid. Sommige mense gee, maar hulle skryf voor waarvoor dit gebruik moet word. Elisa se woede oor Joas was nie omdat Joas nie genoeg pile opgetel het en daarmee op die grond geslaan het nie. Dit het gegaan oor die wyse waarop Joas die pile geslaan het. Hoe hy gedoen het was baie belangriker oor wat hy gedoen het. Die maniere hoe hy die pile op die grond geslaan het geopenbaar wat in sy hart was, 'n gebrek aan geloof, 'n gebrek aan toewyding, 'n gebrek aan vertroue, halfhartigheid. God vra jou alles, meer as jou alles, jou oorgawe. God vra jou geloof, hy vra jou vertroue, hy vra dat jy hom eerste sal stel. Dit gaan oor jou gesindheid. En onthou, Jesus het aan die kruis niks teruggehou nie. Hy het alles gegee, elke druppel bloed, elke tree van sy waardigheid, elke moment van sy lewe. Hoe jy glo, is jou antwoord op Jesus se offer aan die kruis. As jou teruggee, jou oorgawe halfhartig is jou hele geloof halfhartig. Ons word in Openbaring gewaarsku oor die gevaar van halfhartigheid. Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek ken jou werke. Jy is nie koud nie en ook nie warm nie. Was jy maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Laodicea, vir wie dit geskryf is, was 'n welvarende stad. Die mense het gesê, ons is ryk, ons het genoeg, ons ly aan niks gebrek nie. Maar Jesus het na hulle gekyk en gesien, julle is arm, elendig, blind, naak.
Nie in die materiële sin nie, maar geestelik. Hulle warmte vir God het afgekoel tot 'n lou, selfgekose gerief. Halfhartige Christene is nutteloos. Maar dan wonderbaarlik volg die uitnodiging. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom eet en hy saam met my. Die Here staan steeds by die deur. Hy klop steeds. Hy nooi ons steeds terug van ons halfhartige gemaksone na 'n lewe van volle oorgawe aan hom. Hoeveel keer gaan jy jou geloofspyle slaan? Ons kom terug na Joas langs Elisa se bed. Die bondel pyle is in sy hand. Die profeet wag en hy slaan 3 keer. Klaar, genoeg. Maar die Here vra van ons, probeer weer. 5 keer, 6 keer, met volle oorgawe, met geloof, met 'n hart wat sê, Here, ek gee my alles, ek probeer my alles gee. Elisa se boodskap aan Joas is die Here se boodskap aan ons vanoggend. God wil jou gebruik. Maak nie saak wie jy is nie, maar hy wil jou alles hê. Nie net 'n gedeelte van jou nie. God soek nie halfhartigheid nie. Nie net jou Sondagoggend nie, ook jou Maandag tot jou Saterdag. Hy wil jou hart hê, jou toewyding, jou volle geloof, uitgespreek in die manier waarop jy lewe, gee, dien en liefhet. Romeine 12 vers 1. Op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is, en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Jy is gered deur die genade van God alleen, in Christus alleen, deur die geloof alleen. Hierdie redding is volkome, volmaak, onveranderlik. Maar jy is gered om te leef. Jy is gered om te dien. Jy is gered om jou alles te gee. Moenie die pyle halfhartig slaan nie. Slaan hulle met alles wat jy het, 5 keer, 6 keer, totdat die Here sê, dit is genoeg. God soek nie jou krummels nie. Hy soek jou hart. Gee aan hom jou alles. Soos hy vir jou alles gegee het aan die kruis van Golgotha. Wat beteken dit vir my week? Gaan huis toe en vra die Here eerlik, Here, watter areas in my lewe dien ek U halfhartig? En gee dit vir God. Waar kan God jou gebruik? Nie wanneer jy gevra word nie, maar waar jy jouself beskikbaar kan stel. Bereken dit wat jy gee met geloof, nie met wat oorbly na jou uitgawes nie, maar is 'n eerste vrugoffer aan die Here. Verbind jou hierdie week tot daaglikse Bybellees. Nie halfhartig elke nou en dan nie, maar voluit, soos iemand wat die stem van God wil hoor. Was julle maar warm of koud? Maar nou is julle lou, gaan julle uit my mond uitspoeg. Mag daardie woorde nooit oor ons gesê word nie. Mag daardie woorde nooit oor jou gesê word nie. Slaan die pyle van jou geloof aanhoudend. Gee jou alles en onthou, jou gesindheid is baie belangriker as wat jy doen. Kom ons bid saam. O Here, baie dankie dat U vir ons U alles gegee het. Die kruis is leeg, die graf is leeg. U sit aan die regterhand van die Vader, U tree vir ons in. Die Heilige Gees is oor ons uitgestort. Ons het alles wat ons nodig het. Help ons dan, Here, dat ons nie halfhartig U sal dien nie. Help ons, Here, dat ons onsself aan U kan oorgee, voluit sal lewe, voluit sal glo, omdat U vir ons U alles gegee het. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.